Goeiedag, baie welkom by hierdie kort boodskapie weer op hierdie week van die 1 Februarie. Psalm 15 is 'n baie interessante psalm. Ek wil dit gou-gou vir jou voorlees. Here, wie mag 'n gas wees in u tent? Wie mag tuis gaan op die heilige berg? Hy wat onberispelik leef en regverdig optree, wat van harte die waarheid praat. Hy laster nie, doen sy medemens nie kwaad aan nie en bespot nie sy naaste nie. In sy oë is die een wat verwerp is, veragtelik, maar hy eer die wat vir die Here ontzag het. Al sweer hy tot sy nadeel, hy verander nie. Hy leen nie sy geld teen rente uit nie en aanvaar nie 'n omkoopgeskenk ten koste van die onskuldiges nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nooit struikel nie. Baie kort, wonderlike psalm. Ek wil hierdie psalm sommer vandag 'n sekel skerp maak psalm noem. Kom ek verduidelik. Ek vertel vir julle die storie van die twee manne wat gaan koring sny het, albei met 'n gewone sekel, vir die wat nog sekels ken. En die een man wat gesny het, het elke uur of elke 2 ure gaan sit en dan maak hy sy sekel mooi skerp om die koring te sny. En die ander man het gedink, ag nee, dis 'n mors van tyd. Ek gaan nie gaan sit en eers 20 minute, 30 minute spandeer om my sekel skerp te maak nie. Ek wou aansny, want dan gaan ek meer koring sny aan die einde van die dag, groter betaling kry. En nou weet julle wat toe gebeur het aan die einde van die dag. Die man wat die hele tyd sy sekel skerp gemaak het, aan die einde van die dag baie meer koring gesny as die man wat nie sy sekel skerp gemaak het nie. Psalm 15 is 'n sekel skerp maak psalm. As jy dit mooi lees, die eerste vers begin met 'n vraag: Here, wie mag in u tent bymekaar kom? Wie mag op die heilige berg kom? Met ander woorde, wie mag vir u aanbid? Wie mag na u toe kom? In u teenwoordigheid wees? En dan dis 'n liturgiese vraag. Die skrifverklaarders sê die psalm is waarskynlik gebruik in die tempel of by die plek van aanbidding. En dan antwoord die Here, of dan nou die priester, hy sê hy wat onberispelik leef en regverdig optree, wat van harte die waarheid praat. En dan gaan die psalm so aan. En mens kan die psalm as jy hom die eerste keer lees verkeerd verstaan. Asof net die wat foutloos leef, wat sondeloos leef, die wat menslik so goed en reg leef, hulle mag in God se teenwoordigheid kom. Maar as jy die psalm reg lees, kom jy agter, nee, mense mag na God toe kom wat reageer op sy uitnodiging, maar dis die Here wat roep en sê, kom na my heilige berg toe, kom na my tent toe. Maar die wat se harte skerp is en wat se keuses skerp is, hulle kan in God se teenwoordigheid kom. Wat bedoel ek daarmee? Wat bedoel die psalm daarmee? Die wat regte, eerlike harte het. Die wat regtig die Here wil dien en wil gehoorsaam wees. Met ander woorde, mense wat nie skynheilig na God toe kom nie. Nie halfhartig na die Here toe kom nie. Mense kan ook sê, ek dink nie een van ons sal graag met iemand wil trou wat vir ons sê, weet jy, ek het jou lief, maar net so 99% het ek jou lief nie. Die 1% hou ek vir myself uit of vir iets anders of wat ook al. Nee, ons sal hom graag wil hê, die persoon wat hom of haarself aan ons verbind, is 100% van ons verbind. Ek dink besighede, boere sal enigiets doen vir iemand wat vir hulle werk, wat hulle agterkom, hierdie persoon dra werklik die besigheid of die boerdery op die hart. 100%. Jy sal enigiets vir so 'n persoon doen. En die Here soek dieselfde. Die Here soek mense wat in sy teenwoordigheid wil wees met hulle hele harte, met hulle hele siel, wat wat se harte skerp is. En dan hierdie psalm kan dan dien as 'n skerp maak beginsel die hele tyd in ons lewens. Is ek nog so van harte met die Here? Is ek nog so lief vir die Here en vir my medemens dat ek net goed vir hulle wil doen en die Here wil eer met my hele lewe? Dit is die skerp maak psalm. So ek weet nie hoe skerp jou hart is en hoe skerp jou keuses nog is nie. Ons maak keuses vir die Here, ons moet antwoord die hele tyd en baie keer is dit 'n proses. Miskien is ons keuses maak vir die Here ook 'n skerp maak proses en ons word al hoe skerper, of ons kan dit beskou as elke keer weer opnuut skerp gemaak te word in sy koninkryk en sy diens en aanbidding teenoor ons medemens. Kom ons bid dat die Here ons tog skerp harte sal gee, skerp keuses sal dit maak
vir hom en vir ons medemens. Here, dankie dat U 100% aan ons uitverkoop is. U gee U self heeltemal. Jesus Christus, ons het dit gesien aan die kruis. U doen alles vir ons wat bereid is om na U toe te kom. Help ons tog om skerp sekels, skerp harte in U teenwoordigheid te hê. En dan ook so te leef teenoor ons medemens en ons naaste daar buite. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit en vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Geseënde week vir julle elkeen.